God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Welkom by hierdie kursus wat gaan oor die stories van die koninkryk van die Here. Jesus het baie gelykenisse vertel. En dan is dit moeilik vir ons watter een kies ons, waaroor praat ons. En ek dink ons word gelei deur die Here om oor sekeres te praat wat ek dink belangrik is, wat ons moet verstaan en wat ons moet ken. En dankie dat jy daaraan aandag gee. Nou vanaand gaan ons oor 'n hele paar skrifte lees. So daar's 2 plekke waar jy jou Bybel moet oopmaak. Dis Matteus 25, jy gaan daar oopmaak en 1 Tessalonisense 4 daar oopmaak. So kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons liefhet en dankie dat U vir ons omgee en dankie dat U met ons praat en U goed aan ons openbaar. Here, U woord is nie toegesluit vir ons nie. Ja, ons moet gaan soek. Ons moet vra, ons moet klop en U openbaar U woord aan ons. En dankie dat U ons help en ek bid dat U woord op vrugbare harte sal val en dat ons U woord sal verstaan. In die naam van Jesus. Amen. Nou, ek wil begin om te sê, moenie strei nie. Sê gou vir ou langs jou, moenie strei nie. Nou, ek gaan vandag oor 'n onderwerp praat wat baie stry kan veroorsaak. En sê die en sê dit en daai en sê dit. Maar kom ek wil vir jou vertel wat ek glo die Here aan my geopenbaar het, wat ek glo God aan jou wil openbaar. So is jy reg. Jesus praat oor die koninkryk. So die koninkryk gaan oor die heerskappy van God. Dis hoe God gaan werk. En jy moet nou verstaan of jy daarvan hou of nie daarvan hou nie, of jy anders te dink of jy ander stories het, dit maak nie saak. Wat belangrik is wat God sê. So die Here leer ons. Hy vertel stories in die konteks van die Jode en ons moet dit ook in ag neem. So Matteus 25. En kom ons gaan lees. Jy kan uit verskillende vertalings uitlees. Stop dalk die video en dan lees jy uit verskillende vertalings. Ek lees jou die Nuwe Lewende Vertaling. En dis belangrik want die eerste paar woorde sê hy in daardie tyd. So Jesus praat van iets wat kom. Hy sê in daardie tyd sal dit met die koninkryk van God gaan soos met 10 meisies wat met hulle lampe die bruidegom gaan inwag het. 5 van hulle was dwaas, maar die ander 5 was verstandig. Die 5 dwaase meisies het wel hulle lampe saamgeneem, maar geen ekstra olie nie. Die ander 5 daarenteen was verstandig genoeg, afgesien van hulle lampe, ook nog ekstra olie in houers saamgevat. Toe die bruidegom lank wegbly, het almal vaak geword en in die slaap geraak. Dit was al teen middernag toe 'n geroep hulle wakker maak. Ander vertaling sê bassein geklank, hulle wakker maak. Hier kom die bruidegom, gaan verwelkom hom. Ander vertaling sê ontmoet hom. Daarop het al die meisies opgespring en hulle lampe begin regkry. Die dwaases vra toe vir die verstandiges, help ons asseblief met 'n bietjie van julle olie, want ons lampe is aan die dood gaan. Maar die verstandiges het geantwoord, nee, ons kan nie, daar's nie genoeg vir ons almal nie, gaan koop liewer vir julle by die winkel. Terwyl die onverstandiges weg was om olie te gaan koop, het die bruidegom opgedaag. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloffees en die deur van die feesvertrek is gesluit. Later kom die ander meisies toe ook en roep van buite. Party vertaling sê hulle het geklop. Meneer, maak asseblief vir ons oop. Maar hy het teruggeroep, ek ken julle glad nie. Griekse woord wat daar gebruik word is, ek het julle nooit ontmoet nie. Dan sê Jesus, wees dus almal wakker en gereed, want julle ken nie die presiese datum of tyd van my koms nie.
En wat baie belangrik is, hy begin met in daardie tyd, dan sal dit wees. En dit moet jy weet, dat die koninkryk van God het 'n ewigheidsperspektief. Die koninkryk van God gee vir ons 'n ewigheidsperspektief in ons lewe, dat dit help ons om te besef, wat is werklik belangrik? Is die lewe wat ons het, eintlik alles wat jy nou kan sien, is tydelik. Is tydelik. My gees en my siel is nie tydelik nie. Alles wat jy hier kan sien, dis tydelik. En dan wil die Here ons herinner, luister, daar kom 'n tyd dat hierdie aardse tydelike verbygaan en dat ons eintlik 'n burgerskap in die hemel het. Daar's 'n dag wat in die toekoms is, wat gaan gebeur. Nou, moet jy duidelik besef, die koninkryk is hier. God wil jou nie in die hemel hê nie, God wil jou op aarde hê. Hier op aarde kan jy sy hande, sy voete wees, jy kan sy bruid wees, jy kan sy kerk wees. Die Here wil ons leer dat ons in die koninkryk van God leef, die heerskappy beleef. Maar dis ook ewig. Nou moet jy besef dat as die gees van God in my kom, dan beleef ek ewige lewe. Jesus sê vir Nikodemus, Johannes 3 vers 3, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. So jy kan dit nie verstaan nie, jy kan dit nie sien nie. So die ewigheid begin nou, ek moet weergebore word. Weergebore beleef ek ewige lewe. So ewige lewe begin nou, maar ewige lewe is ook altyd saam met God. Dis 'n lewe saam met die Here. Dis 'n lewe met die Here. Dis wat die Here met hierdie storie vertel. Hier kom die bruidegom, hy vat ons in en hy gaan en hy sluit die deur toe en saam is ons met hom. Dis ons ewigheidsverwagting, maar ons kan nou al reeds saam met hom wees. En dan wil ek so sê, dat jy nou al in die koninkryk van God moet leef. As jy nou nie vir die Here kan luister, hoe gaan jy in die hemel luister? Hoe gaan jy eendag vir die Here luister? As net 'n eenvoudige voorbeeld. As jy sê, ek kan nie daai ou vergewe nie, ek gaan nie hom groet nie, ek wil nie eers met hom praat nie. Hy glo hy gaan hemel toe en ek glo ek gaan hemel toe. So wat gaan die Here doen? Die Here gaan sê, okay, goed, jy bly om daai hoekie en ek bly om hierdie hoekie. Dink jy dit gaan werk? Of die Here gaan kom en sê, maar hoor jy is heeltyd besig om te steel en steel en steel en steel. Jy kan net skeer nie. En hier in die hemel gaan jy ook steel. Jy gaan my goed vat hierso. Dis nou dalk kinderlik op 'n kinderlike manier, maar verstaan jy dat God wil hê dat die koninkryk beginsel hier moet leef, ek moet dit hier kan heers. En die oomblik as ek dit hier leef, dan begin ek hemel op aarde beleef. Nou kan jy sê, maar hoe kan dit wees? Dink net 'n oomblik daaraan. As almal gaan doen wat Jesus sê, gaan ons hemel op aarde hê. Stem jy saam? Want dan leef almal onder die heerskappy van die Here. Maar nou sê die Here en hy sê, so sal die koninkryk wees. So gaan dit gebeur. En nou wil ek vir jou verduidelik. Nou hoe dit werk by ons, as ons 'n troue het, ek het al baie troues gedoen, dan wag die bruidegom hier voor by die kerk. Hy kom sit met sy manne, sit en ek wag saam met hulle, dan wag ons vir die bruid, en dan is die bruid gewoonlik 'n paar minute laat, en dan speel hulle 'n liedjie, en die bruid kom saam met haar pa ingeloop, en die bruidegom wag. In Jesus se tyd was dit omgedraai. So hy vertel die storie, in sy tyd, hulle verstaan dit. Jesus se tyd het dit so gewerk, dat ons reël nou 'n troue, en baie kere is dit die paas wat nou die troues reël vir die kinders. So hy reël, so die bruid maak reg vir die bruidegom. Nou word daar tyd bepaal wanneer hy gaan kom. Ek gaan sê maar in daai maand kom. Die bruid is reg. So hulle wag vir die bruidegom kom en hy kom haal die bruid. So een van twee dinge het gebeur. Baie keer het hulle daar by haar huis fees gevier, baie keer het hy gevat en na sy huis toe gaan en fees daar gaan vier. Watter kant ook al, maar hulle het gewag vir die bruidegom. Dan het die bruid diensmeisies vooruit gestuur op die pad om vir hom te wag. So die opdrag is, gaan ontmoet die bruidegom, gaan wag vir die bruidegom, gaan hom tegemoet. Nou, as jy na hierdie storie luister, het ek al baie mense gekry wat oor die eindtyd praat, dan probeer hulle verduidelik wie die bruid is. En dan probeer hulle verduidelik wie die gaste is. Dan probeer hulle verduidelik wie die diensmeisies is. Ek dink hulle mis die hele punt. Want die Here sê dit nie vir ons nie. Hy verduidelik nie vir ons nie. Dis nie die doel van die storie nie.
ons moet besef, waar lê Jesus die beginsel? So Jesus vertel hierdie storie om te verduidelik, dat daar kom 'n tyd, wanneer die bruidegom kom. Hy verduidelik die beginsel wat belangrik is, dat die koninkryk is nou, maar dis ewig. Nou stuur die bruid diensmeisies om te gaan ontmoet. Dis die opdrag, ontmoet die bruidegom. En ons kry ook die opdrag, ontmoet die bruidegom. Dis eintlik waaroor die hele evangelie gaan. Dis waaroor sendingwerk gaan. Dat ek vertel mense van die bruidegom. Ek vertel mense van Jesus. Ek vertel mense om die bruidegom te ontmoet. Nou vertel Jesus. Hy sê, 5 was verstandig, 5 was onverstandig. 5 het genoeg olie gehad, 5 het nie genoeg olie gehad. Weereens begin mense te redeneer en stry oor wat die olie is en hoe ons olie moet hê en wat aangaan met die olie. Dis nie die punt nie. Dat weereens is die klem daarop, ontmoet die bruidegom. In die middel van die nag, hulle raak almal aan die slaap. Die wyses en die dwaases raak aan die slaap. Maar in die middel van die nag is daar 'n harde geroep. Daar's 'n bassein wat blaas, wat sê, staan op, word wakker, ontmoet die bruidegom. Nou moet jy besef, as die Bybel 2 keer 'n ding sê, dan lê die Bybel klem daarop. So die eerste keer die opdrag is gaan ontmoet die bruidegom, in die middel van die nag is die geroep, word wakker, die bruidegom is hier. So daar's 'n klem om die bruidegom te ontmoet. Nou is die dwaases, hulle word wakker en hulle het nie genoeg olie nie. Hulle vra vir die ander, gee vir ons 'n bietjie van julle olie. Nou sê hulle, ons kan nie vir ons olie vir julle gee nie. Dis dit en dink ek, dit is so, dat wat die olie is, ek kan dit nie vir jou gee nie. Byvoorbeeld, ek kan nie van my geloof vir jou gee nie. Ek kan dit nie doen nie. Ek wens ek kon dit doen. Ek kan nie my verhouding met die Here vir jou gee nie. Jy moet self verhouding met die Here bou. Jy moet self iets doen. So die verstandiges staan daar, hulle sê vir die ander, en dan sê hulle eintlik 'n dom ding vir die ander. Hulle sê, gaan koop vir julle olie. Gaan daar weg en gaan koop vir olie. Hulle gaan daar weg, hulle gaan koop olie. En dis die dwaasheid. Die dwaasheid is dat jy nie die opdrag uitvoer. Dis wat die Here eintlik hier wil sê. As ons praat hier oor die koninkryk en ons praat oor die stewels van die koninkryk, die beginsels van die koninkryk, en jy doen dit nie, is jy eintlik dwaas. Dit gaan nie of jy olie het of nie olie het nie. Dit gaan daaroor dat jy nie die bruidegom ontmoet nie. Nou ek sê eerlik vir jou, ek dink dis dwaase mense wat Jesus nie ontmoet nie. Jy dink dit ook. Jy ken mense wat nie die Here dien nie, en eintlik dink jy, hulle is dwaas, hulle is dom. Mense sê vir my, ek kan nie verstaan hoe hulle deur die lewe gaan om nie by die opdrag uit te kom nie, om nie die Jesus in hulle lewe te hê nie, om nie die Here te dien nie. Hoe doen hulle dit? Hoe gaan hulle deur die lewe? Want jy besef, dis 'n dwaase ding. Die dwaasheid was, hulle het besig geraak met koop en verkoop. So, weer eens, moenie stry oor wat die olie is nie. Die dwaasheid is, hulle het nie daar bly staan nie. Hulle het nie genoeg olie gehad nie, so hulle lampies gaan dood, en die geroep is, hier kom die bruidegom, en nou het hulle nie olie, nou voel hulle skaam oor hulle self. Nou wil ek jou vra, sê maar hulle het daar gestaan, en hulle lampies gaan dood. Dink jy, die bruidegom sou hulle wegjaag? Nee, want julle lyk nie lekker nie. So loop. Dink jy, die bruidegom wil met die liggie? Die liggie is belangrik. Hoor, kom ek check gou elkeen van julle se liggies, of die liggie reg is, en dan kan jy saam my kom. Luister, God stel belang in mense. God wil mense hê. Mense kom by my en sê, ja, maar ek is nog nie reg nie. Of ek moet eers reg kom. Luister, dis Jesus wat jou reg maak. Ek dink, as ek die bruidegom en ek's 'n mens, as ek die bruidegom sou wees, sou ek vir my manne gesê het, luister, sorg dat hierdie girls olie het, sorg dat hulle liggies reg is. Sê, moenie worry nie, ek is die lig, ek het baie lig. Kom net saam met my, want ek wil jou ontmoet, ek wil jou ken. Nou baie mense het vandag die verskoning, ons is so besig. Ons is besig.
Maar hy is besig. Besig het 'n status simbool geword. Hy is so besig. Hulle is so besig met koop en verkoop, besig met ander dinge, dat hulle nie by die Here uitkom nie. En dink 'n oomblik daaraan, die laaste 20 jaar, vandat selfone uitgekom het, raak ons net besiger. Vandat ons computers uitgekom het, raak ons net besiger. Ons raak net besiger. Ons raak net besiger. Dat dit raak eintlik 'n krisis om God te ontmoet. Dit raak 'n krisis om stil te raak en die Here te ontmoet. En dis wat die Here hier sê, dat ek moet stop en ek moet die Here ontmoet. Die dwaasheid was dat hulle weggeloop het. Nou wonder ek, doen ons nie baie keer dalk ook 'n dwaase ding, dat 'n week gaan verby sonder dat ek een keer met die Here gepraat het. 'n Maand gaan verby, 2 maande gaan verby. As jy sien, dan was jy lanklaas in die kerk, lanklaas Bybel gelees, lanklaas die Here ontmoet, lanklaas by God gewees en jy het God nie ontmoet nie. So die Here kom en dan sê hy, luister, dat ek kom verby en die wat daar is, nie wat olie het nie, die wat daar is, gaan saam met my en hy gaan sluit die deur toe. Die ander 5 kom terug. Hulle het nou liggies. Hulle liggies is reg. Hulle klop. Hulle sê maak vir ons oop. Dan sê die Here, gaan weg. Ek ken jou nie. Gaan weg. Ek het jou nooit ontmoet nie. Bly weg van my af. En dis 'n vreeslike ding wat die Here vir jou sê, om weg te bly. So wat is die beginsel wat die Here ons leer? Die nommer 1 ding is dat ons die Here sal ken. Dat ek my hart sal oopmaak om die Here te ken. Dat ek tyd sal maak om by die Here te wees. Nou sê Jesaja 55 vers 6, sê iets baie mooi. Hy sê, vra na die Here terwyl jy hom nog kan vind. Hy sê, vra na die Here terwyl jy hom nog kan vind. Roep hom nou aan terwyl hy nog naby jou is. 'n vertaling sê, soek die Here terwyl hy te vind is. Daar kom 'n tyd wanneer die Here verby is. En die moeilikheid is, jy kan nou sê, ek is so besig, maar die volgende oomblik lê jy op jou sterfbed. Dan sê jy, ek het dit gemis. Volgende oomblik is jy in 'n ongeluk. En ek glo absoluut, die Here gaan kom. Ons gaan nou daaroor praat. Maar die Here kan ook vir jou kom en jy ken nie die tyd en die uur nie. En die Here sê dit baie duidelik, daar is nie 'n tweede kans nie. So as ons 'n oomblik oor die eindtyd kan praat, wil ek hierdie ding sê, dat hierdie gelykenis sê Jesus duidelik, daar is nie 'n tweede kans nie. Daar's nie mense wat gaan agterbly en nou gaan hulle self regkry en hulle self regmaak en dan gaan die Here die deur oopmaak en kyk of hulle reg is nie. Nee, die deur word nie eers oopgemaak nie. Openbaring 4 vers 1 sê Johannes, hy sê ek sien 'n deur oop en 'n stem wat roep, kom op hierheen. So jy moet verstaan, daar's 'n dag wanneer die deur toegesluit gaan wees. Ek wil iets duidelik sê, nou nie kwaad word nie. Daar is nie 'n geheime wegraping, dat seker is weggeraap geword en ander gaan agterbly nie. Dis nie wat gaan gebeur nie. Daar gaan 'n bassein geblaas word en almal gaan wakker word. Daar gaan 'n bassein geblaas word. Nou ons ken nie die dag nie, ons ken nie die uur nie, ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Maar wat belangrik is, dat ons die bruidegom moet ontmoet. En wat wonderlik is, jy kan hom vandag ontmoet. Wat belangrik is, jy kan nou tyd vat om by die Here te kan wees. Nou, mense gebruik baie skrifte uit die Ou Testament uit en baie teorieë oor die koms van die Here en hulle praat baie daaroor en hulle gebruik Openbaring daaroor. Nou ek wil nie daaroor stry nie, maar kom ek net sê as pastoor, is daar een groot rooi vlag vir my, red flag. En dit skep vrees in mense se harte. Dit wat Jesus gepraat het nie vrees in mense se harte geskep nie. Maar dit wat hierdie ouens verduidelik en goed verduidelik, skep vrees. Plus, Jesus kom, dan sê hy, as met Johannes die Doper, dan sê hy, al die wet en profete het almal geprofeteer tot by Johannes. Ek sal die skrif opsit daar vir jou. Hy sê tot by Johannes. Met ander woorde, hulle het geprofeteer oor Jesus wat gaan kom. As Daniël beelde sien, dan
dan glo ek, sien hy wat by die kruis gaan gebeur. Hy sien hierdie gedrogte, hierdie drake wat opstaan en wat met God oorlog maak. Dit gaan oor die sleutels van die doderyk. Dit gaan oor wat in die geesteswêreld gebeur het by die kruis. Dis wat ek dink. As Jesegiel praat hy van Jesus, die koms van Jesus. Ek dink nie ons het die vaagste benul wat gebeur het by die kruis, wat in die geesteswêreld gebeur het nie. Jesus het gesê dat die slang se kop vermorsel word. So daar was 'n oorlog, daar was 'n geveg. Dis wat Daniël en Jesegiel van praat. So hy profeteer tot op Johannes. So dan moet ons kyk, wat sê Jesus oor die eindtyd? En vertel hy en sê, dis hoe die koninkryk gaan wees. En weer ons onthou, die koninkryk is hier op aarde, maar ook in die hemel. Koninkryk van God, die koninkryk van die hemele. Dis wat God van praat. Maar kom ons gaan na 1 Tessalonisense. En ek gaan 'n paar skrifte hier vir jou lees. 1 Tessalonisense 4. Nou wat hier baie belangrik is, dis die oudste boek wat ons van die Bybel het. Dis die eerste brief wat ons het. So plus minus 50 na Christus is dit Paulus wat hier skryf. Nou moet jy ook onthou van Paulus. Paulus het die wet geken en die geskrifte geken. Plus hy het 'n ontmoeting met die Here gehad. Hy's dadelik gedoop, vervul met die Heilige Gees. Hy het vir 3 jaar in die woestyn geleer. Plus hy het al die disippels gesien. Ek van mening is dat die Here 'n paar keer aan hom verskyn het. Engele het aan hom verskyn. Paulus self sê ek is weggeruik tot in die 3de hemele. Hy sê daar's goed wat ek nie eers kan verduidelik of oor praat of mag praat nie. So jy moet verstaan wie Paulus is. Iemand sê nou daar vir my, ja, maar Paulus is nie Jesus nie. Jy moet nie na alles luister van Paulus nie. Ek sê dan moet jy die hele Bybel weggooi. God het dit beskik dat ons daaroor moet praat. So Paulus skryf vir die kerk 50 na Christus. So hulle het die verwagting gehad dat die Here weer gaan terugkom op die wolke. So hulle het al daai verwagting gehad. Nou skryf hulle vir Paulus. Nou hoor wat skryf Paulus. 1 Tessalonisense 4 vers 13. Broers en susters, ons wil nie hê dat julle in onkunde sal verkeer oor die dooies nie. Dan sal julle nie soos die ander mense tree sonder 'n toekoms vooruitsig nie. Weerens die koninkryk gee my 'n toekoms vooruitsig. Ek tree nie soos hulle wat geen hoop het. Want aangesien ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, moet ons ook glo dat Jesus die dooies wat in Jesus geglo het, saam met Jesus sal terugbring. Wat ons nou vir julle gaan sê, is 'n uitspraak van die Here. So Paulus sê, dis nie iets wat ek by iemand gehoor het. Die Here het direk met my hieroor gepraat. Ons wat bly lewe tot wanneer die Here terugkom, het glad nie 'n voorsprong bo die wat al gesterf het nie. Wat eers gaan gebeur, is dat die Here self uit die hemel sal neerdal en dat die dooies wat aan Christus behoort sal opstaan. Dit sal gebeur wanneer die hoofengel 'n bevel gee en God se trompet weer klink. Hoor jy die gelykenis? Hier's 'n trompet wat weer klink, ontmoet die bruidegom. Almal word wakker as jy daarmee bruidegom ontmoet. Dalk is ek die stem wat roep, ontmoet die bruidegom. Hy sê daarna sal ons wat bly lewe saam met hulle op die wolke die lig in weggevoer word om die Here te ontmoet en vir altyd by hom te wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. So hy skryf vir die kerk. Dan sê hy, dis wat gebeur. Nou Paulus het nie geweet van 'n wegraping nie. Jesus het nie geweet van 'n wegraping nie. Johannes het nie geskryf van 'n wegraping nie. Petrus het nie geskryf daarvan nie. Die vroeë kerk het nie daarvan geweet. So ergens in die geskiedenis iemand met die ding gekom. Maar en dis om vrees by mense te skep. En uit vrees moet hulle die Here dien. Jy moet nie God dien uit vrees nie. Jy moet dien omdat jy in verhouding met die Here staan. Nou sê 1 Tessalonisense 5, kom ons lees verder. Broeders en susters, dis nodig dat ek vir julle skryf oor die presiese dag en datum wanneer hierdie dinge gaan gebeur nie. Dis nie nodig nie. Julle weet mos dat selfs dat die dag van die Here soos 'n dief in die nag kom. Weerens die gelykenis, hulle almal het geslaap en hier kom hy. Hy sê wanneer die mense nog sê alles is rustig en veilig, dan skielik soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval ondergang hulle. Hulle sal dit beslis nie vryspring nie, maar julle broeders en susters,
Leef nie in die duisternis, sodat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Julle is tog almal kinders van die lig en van die dag. Ons hoort nie by die nag of die duisternis nie. Laat ons daarom nie soos die ander mense aan die slaap gevang word nie. Laat ons wakker en nugter wees. Laat ons wakker en nugter wees. Moenie 'n dwaase ding doen. Staan daar en ontmoet die Here. Ontmoet die Here. Maar wat so mooi is, die wat slaap, slaap snags. Die wat hulle drink snags. Ons wat by die dag hoort, moet nugter bly deur geloof en liefde as 'n borsharnas aan te trek en as helm die vooruitsig op ons verlossing. Sien jy weer daar, jy kan dit merk in jou Bybel, weer die geloof, die liefde, dis die koninkryk en die verlossing, die vooruitsig, die verlossing wat gaan kom. Dis wat belangrik is. So die beginsel van die koninkryk is liefde, geloof, verhouding, dat ek verhouding met God moet hê. Nou, kom ons praat 'n oomblik hieroor. Ek wil dit weer sê. Wat sê Jesus? Dat gaan ontmoet die bruidegom. Weer eens die opdrag, ontmoet die bruidegom. Daar gaan 'n bassein geblaas word. Daai bassein geblaas word, gaan die Here kom, dis die einde. Ek glo God gaan weer kom en ons gaan hom sien. Hy gaan kom op die wolke, dis wat die Here gesê het, maar dis een gebeurtenis. Jesus sê soos in die dae van Noag. Noag bou hierdie ark, mense sê, ja, wat gebeur? Waar gaan die Here kom? Tot op 'n dag wat die Here die deur toemaak en dit begin reën en dit oorval hulle. Hulle ken nie die dag nie, hulle weet nie die nag nie. Maar ons leef in die lig en ons moet moet nugter wees. Inteendeel, ek dink dat die Heilige Gees aan ons gaan openbaar. Die Heilige Gees gaan met ons praat. Ek het al baie keer mense gekry wat weet hy gaan sterf, kinders van die Here. Dan kry ek mense wat nie kinders van die Here is nie, hulle vrees om dood te gaan, wil nie sterf nie. Maar kinders van die Here, dis asof hulle net weet. Nou ek kan dit nie verduidelik nie, nou nie daarin gaan nie, maar hoor net. Maar kom ons praat en ons sluit af met hierdie. Die koninkryk gaan daaroor, hierdie storie gaan ontmoet die bruidegom. Ontmoet Jesus. Nou, ek kan 'n vergrootglas vat en jou bekyk met 'n vergrootglas en ek gaan ietsie van jou vel leer. Ek kan jou onder 'n scan sit en ekstrale en ek sien jou bene binne. Ek kan 'n sonar vat van jou en ek gaan ietsie weet. Maar wanneer leer ek jou ken? Wanneer ek met jou praat. Wanneer ek jou ontmoet. Wanneer ek jou hart hoor. En dit moet jy verstaan, dat God stel nie belang in jou liggie nie. God stel belang in jou. God soek nie jou goed nie, hy soek jou hart. As hy jou hart het, het hy in elk geval alles. Maar hy soek jou hart, hy wil jou ken. Nou sê Matteus 6 vers 6. Hy sê, wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in jou huis. Dis nou wat die Nuwe Lewende Vertaling sê. En maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. So wat is die beginsel? Dat ek moet ingaan agter 'n toedeur en daar met die Here praat. Nou my toedeur is partykeer alleen in 'n veld. Ek dink nie jy's altyd alleen in die kar, want jy kan nie jou oë toemaak. Jy kan die Bybel lees. Ek dink die Here kan daar met jou praat. Maar moenie dit jou enigste tyd maak saam met die Here. Ontmoet die Here. Moenie so besig wees dat jy nie eers 10 minute by God kan sit. Nie so besig wees dat jy nie by God kan uitkom nie. Maar gaan in 'n kamer alleen. Nou dink 'n oomblik daaraan. As 'n liedjie wat sê, my pa is die koning van die heelal, jy weet. My pa is die koning. Ons is koningskinders. Ons is deel van die koninkryk. So as ek deel van die koninkryk is ek nie 'n no-name nie. Ek is nie net 'n nommer nie. Ek is sy kind. So ek as kind kan in sy kamer ingaan. Hoeveel keer het ek in my pa en ma se kamer gegaan, op die bed gesit, met hulle gekuier, met hulle gepraat. My kinders kom klim saam met my op die bed en ons kuier en ons praat. Dis waar ons gesels, dis waar ons mekaar se harte hoor. En dis eintlik wat die Here sê. Kom ontmoet my, kom praat met my. Dis waar die beginsel. En ek dink, as jy die beginsel kan toepas, om verhouding met God te bou, dan is dit maklik om 'n mosterdsaadjie te hê, om suurdeeg te hê,
om te verstaan dat my hart oop is, dat God se woord in my hart kan kom en dit kan groei. Dan kan goed begin gebeur. Maar God wil hê dat ons hom ontmoet. Nou, dink 'n oomblik, die duiwel wil jou ook ken. Die duiwel wil ook met jou praat. Die duiwel hou jou besig met baie goed, want hy wil nie jy moet God ken nie. As jy God begin ken, begin jou lewe te verander. Dis wat die koninkryk doen. Die koninkryk bring transformasie. Die koninkryk bring verandering in jou lewe. Dis kom God die koninkryk begin bekendstel, want hy wil hê hulle moet anders te leef. Hulle het ons geleef op die Ou Testament manier, maar nou wil God hê, Jesus wil hê hulle moet op 'n ander manier leef, die koninkryk beginsels. Jy leef nie soos die wêreld nie, jy leef nie soos die werksmense nie, jy leef soos wat God wil hê. En weer eens, omdat jy met hom praat. Jou kinders, jy het nie 'n klomp reëls wat daar teen die yskas is nie. Nee, jy praat net met hulle. Dis al wat jy doen. Omdat jy met hulle praat, ken jy hulle staan in verhouding. Nou wil ek afsluit met 'n vraag. Vra 'n bietjie vir mekaar. Watse raad sal jy gee vir iemand om sy verhouding met die Here te bou? Jy nou 'n vriend het, 'n familielid, jy sê van hoor, jy moet nou jou verhouding met die Here bou. Watse raad sal jy vir hom gee om dit te kan doen? So weer eens, ek sluit af. Moenie stry oor die eindtyd nie. Kom ons kyk, bly net by hierdie gelykenis wat die Here vertel het. Dankie dat jy luister. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U vir ons 'n nuwe manier gee van lewe. Dankie Jesus dat U met ons praat. Dankie dat U vir ons stories openbaar wat ons kan verstaan. En ek bid dat ons wys sal wees en nie dom sal wees nie. Dankie vir U liefde en dankie vir U goedheid in U naam. Amen. Dankie. Jy's 'n great blessing.